Goeienaand vriende. Ek weet nie vir julle of die week so vinnig gegaan het vir julle as vir my nie. Dit het voel soos naïdag, né, waar dit Sondag was en nou is die week op sy rug. As hierdie klank goed alles aansit voor ek kan nie hulle aansit en praat gelyktydig nie. Dis 'n teken van die ouderdom. Genade. Daai is aan. Oké. As jy die kers aansteek, die Here by ons teenwoordig is. Dankie vir vriende, ek wil net vir julle dankie sê vir julle teenwoordigheid. Die bywoning. Jy weet, en luister, ek is 'n aangename verandering. Ek werk met studente wat die aandagspan van 'n vrugtevlieg het. Jy weet so, dit was baie lekker geweest om te sien mense, weet, is nie op hulle fone dat by die klas gee nie. Vir Jacques en Annetjie, baie dankie vir julle gasvryheid. Dit was wonderlik alles die laar reg gekry het. En dan vir julle span, Frikkie, Marco, Daan, Raylien, vir die ontvangs en die saampraat en die voorbereidings voor die tyd. Dit is regtig besonder geweest. Henry met die musiekspan. Ek is altyd absoluut beïndruk dat mense kan musiek maak. Ek was eendag by 'n troue geweest waar die organist nie opgedaag het nie. En die bruid aangedring het dat ek nie insit vir die liedere. Ding met 3 strofe. En na die eerste strofe het ek net na die bruid gekyk en sê, gaan as jy aan jou sing, en sy net so gemaak. So ek is altyd dankbaar, jy weet, vir ouens wat kan musiek maak. En dan vir almal agter die skerms, die kantoorpersoneel, die mense wat die sop gemaak het, baie dankie van my kant af, is wonderlik om by julle te gewees het. Vriende, julle weet nie wat kom, hersiening. Net teruggaan, reg in die begin. Ek het hom 'n paar keer gedruk, lyk dit vir my. So ons het begin Sondag met die gedagte dat God gebruik gewone mense om 'n ongelooflike verskil in die wêreld te maak, om die wêreld op sy kop te keer of in 'n sekere sin op sy regte kant bo te draai. Die idioote wat ons al gepraat het, die ongeskoolde, ongesofistikeerde mense wat die evangelie uitgedra toe en nou. En ons doen dit op 'n buitengewone manier met die Heilige Gees rus ons toe om die gewone te doen tot eer van God se naam. Toe ons gepraat en gesê, ons almal leef van God se verhaal, wat begin met die skepping, ons sal eindig met die volëinding, wat vooraf gegaan is, die sondeval, wat alles die mekaar gekrap het, God se nuwe begin met Israel, die wending met Jesus, met sy dood en sy opstanding, en dat ons nou leef in 'n tydperk waar ons, in lyn met die verhaal wat ons ken en weet waar hy geëindig, improviseer om te leef volgens die koninkryk van God, met God wat ons koning is. Ons herhaal nie vorige bedrywe nie, ons leef in 'n dinamiese nuwe bedryf, in lyn met die groot storie van God. Dis die groot pyl, nie die rooi pyle wat ons opvolg nie. Ons moet die bedrywe goed ken, maar ons herhaal hulle nie. Toe het ons gesê, ons is geanker in die verandering wat plaasgevind het tussen die 4de na die 5de bedryf, die opstanding van Jesus, en die vooruitsig in die 6de bedryf, dat daar nie net lewe na die dood, ons gees of siel is by God nie, maar ook lewe na die dood is, wanneer liggaam en siel verenig word, dat dit ons toekoms is, dat ons werklikheid is, en dit bepaal ons lewe voor die dood, hoe ons elke dag leef, hoe ons in die verskillende verhoudings met God ons geplaas het, met hom, met ander, met onsself, die gawes God ons gegee het, die geleentheid ons kry, uitleef en 'n verskil maak. Ons het gepraat oor die feit dat ons leef tussen dinge wat verkeerd is, die eerste en die 3de bedryf, alles wat in mekaar gekrap is, ons mik vir die 6de bedryf, wat alles niet gemaak gaan word, en ons is in hierdie bedryf waar God reeds koning is, maar almal erken dit nie, maar ons erken dit in leeftaal volgens. Ons leef in die 4de, nog in die 5de bedryf. Gisteraand gepraat oor hoe leef ons in die 5de bedryf, ons is gedring deur die liefde, ons reageer nie op mense op grond van wie hulle is nie, ons verander hulle soos wat God ons verander het deur sy liefde in sy kinders. Ons liefde is nie 'n liefde wat reaksionêr is nie, ons liefde is 'n krag van vernuwing vir mense wat dit ontvang, net soos wat ons dit ontvang het. En die goeie nuus is, dis nie net dat ons liefde iets is wat ander mense verander nie, wat onverdiend is en in 'n sekere sin nie eens beantwoord hoef te word nie. Ons kan daai liefde meer maak as ons verstaan wat is die boustene, die bestanddele van die liefde. Geduld, om nie jaloers te wees nie om verwaand te wees nie in jou eie belang te dink nie. Ons kan groei in die liefde, ons kan meer liefde hê om uit te deel aan ander. En ons het gepraat oor die feit dat ons, waar ons werk, verspreid soos sout 'n verskil maak, en dan gefokus soos by Faros en ook in die gemeente 'n verskil maak. Beide is nodig. Jy kan nie alles op jou eie doen nie,
En ons kan ook nie alles georganiseer doen nie, van dit moet spontaan gebeur in hierdie wêreld. So, vanaand kom ons aan by die vraag, dis Pinkster, wat is die rol van die Heilige Gees? En voordat ek vir ons saam bid, miskien begin net die vraag op die tafel te sit. Ek het baie jare terug 'n storie gelees van 'n persoon wat gefonnis is in die tyd van Stalin na die Gulag toe en daar onder haglike omstandighede daar in die sneeuwoestyn van Siberië geleef. En toe op 'n dag kom daar 'n berig wat sê Stalin is dood. En alle politieke gevangenes wat hom inkluis sou nou vrygelaat word. En voor hulle op die treine klim, het die kampbewaarder uitgekom, dronk soos gewoonlik, en in sy hand het hy 'n melkbottel gehou, en in die melkbottel het hy 'n stuk doringdraad ingeforceer, dat die doringdraad so ingedruk is in die bottel. En toe sê hy nou vir hulle, hy het nou gehoor, Stalin is dood, hy het gehoor hulle gaan huis toe, dat hulle nou vry is, maar hy wil vir hulle sê, hulle gaan nooit vry wees nie. Hulle gaan nooit wegkom van die Gulag nie. En met die vat hy die melkbottel en hy gooi hom stukkend by die voete en hy wys vir hulle hoe die draad die vorm behou wat hy in die bottel gehad het, ongeag die feit dat die bottel gebreek is. En die persoon skryf dan en sê, hy het teruggegaan na sy dorpie toe en beleef dat dit so is. Al was hy vry, het hy geleef soos iemand wat nog in die Gulag is. Hy wat niemand vertrou nie, hy het kos opgegaar en weggesteek op geheime plekke, het homself eenkant gehou, en is eers toe hy sy vrou ontmoet het, wat hom met liefde behandel het, dat hy die ervaring gekry het, dat daai doringdraad as dit ware in 'n nuwe vorm begin aanneem, vry is van die vorm van die Gulag. Ons het 'n probleem, dat ons glo dat ons vrygemaak is van die sonde, dat Christus vir ons gesterf het, dat ons in 'n sekere sin alreeds opgestaan het uit die dood, maar baie keer hou ons nog die vorm van die ou mens, al is ons vrygemaak. En die vraag aan ander woorde is, wie kom in ons lewe in met liefde en begin ons omvorm, dat ons 'n nuwe vorm aanneem, die vorm van die opgestaande Christus. Dis die werk van die Heilige Gees. Christus koop ons vry, die Heilige Gees omvorm ons en maak ons nuut met ons gawes en talente om te lyk soos Christus vir hierdie wêreld. En in Pinkster is dit ons belewenis dat ons al hoe minder van daai vorm van die wêreld wys, die bottel, en al hoe meer die vorm van Christus vir die mense begin wys. Dis die funksie van die Heilige Gees. In daai sin is ons handgemaak deur die Gees. Dis dan vanaand ons tema. Kom ons bid saam. Lewende Here, daar is so baie aspekte van ons wat nog die vorm van die ou mens het. Wat gekenmerk word deur jaloesie en selfsug en eie belang. Here, daar's baie dinge wat nie U glorie vir mense wys nie. En daarom bid ons dat U wat ons vrygekoop het, dat U Gees sal kom en elkeen van ons sal nuut en anders te maak. Here, dat ons die ervaring sal kry dat ons 'n nuwe mens is, wat nuut leef, wat nie vasgevang is in die ou forme, in die ou denke, in die ou patrone nie, maar Here, dat ons U vir die wêreld wys. En daarom bid ons Here vandag dat U Gees sal kom en ons sal maak soos U. Dat ons al hoe meer U glorie en U liefde vir hierdie wêreld sal wys. Amen. Ek gaan 'n paar tekste saamlees, ek het een bygevoeg, Kolossense 3 vers 2. Dis baie interessant, en julle gaan dit ook in die reeks self ervaar. Jy kry twee tipe teoloë, jy kry sogenaamde konseptuele teoloë, wat met moeilike woorde en filosofie werk en goed self uitpak. Paulus is so 'n persoon, hy gee woorde nuwe betekenis, hy kan die Griekse filosofe aanhaal en redeneer met retoriese tegnieke, en dan kry jy sogenaamde beeldteoloë, metaforiese teoloë. Jesus was een gewees. Hy het vir mense gesê, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaadjie, soos 'n persoon wat saai op 'n land, soos 'n persoon wat skape en bokke skei. Nie groot woorde of moeilike woorde gevat wat hy moes uitpak en verduidelik nie, doodgewoon alledaagse beelde gevat en vir mense gesê, as jy daai ding raak sien, onthou die koninkryk van God is soos daai ding. En in die reeks het ons probeer om so twee van die goed in mekaar te bring, ek sal vir julle aan die einde 'n bietjie wys. So aan die een kant gaan ons aan by Paulus stil staan, en hy's 'n konseptuele teoloog, hy hou daarvan om met bepaalde woorde dinge uit te pleis, soos die bestanddele van die liefde gister.
Weet diep nagedink oor wat is die liefde nou? En nie net vir ons 'n beeld gee vir liefde nie, maar as dit ware ons self ingrawe in die grammatika van die liefde, die boustene van die liefde. En vanaand gaan ons vra, wat sê Paulus vir ons oor hoe verander mense? Wat is die rol van die Gees? En dis eintlik 'n belangrike vraag. Baie jare terug, in 1968, het Philip Dick 'n boek geskryf met die naam van Do Androids Dream of Electric Sheep? Dit dele daarvan is verfilm as Blade Runner. Ek fliek wat baie van julle ken, die 2 Blade Runners. En in die toekomstige wêreld, wat afspeel in die verre toekoms, van 1968 af, naamlik 2024, is daar 'n ding wat jy kan koop. Die ding wat jy kan koop, is 'n Penfield Mood Organizer. Lyk soos 'n remote beheer, en wat met hy basies gebeur is, jy kan jou gemoedstelling intik, of die van die mense om jou, en as jy die regte kode intik, dan verander jy 'n persoon net so, né? So in ander woorde, in die fliek is daar so 'n toneel, of in die boek egter, dis nie in die fliek nie, in die boek is daar so 'n toneel, waar die ou en sy vrou het mekaar beklei, en die vrou sê, jy weet, die feit dat hulle nou elke dag happiness intik, sy is baie lus om vir 3 maande die kode vir depressie in te tik, dat sy net iets anders kan beleef, en sy vraag is nou, jy weet, maar hoe sal jy dit wil doen, en net voordat sy nou hierdie ding kan bedink, en tik hy 'n kode in, wat haar eie gedagtes verander, en sy doen dit nie. En ek baie van ons dink, dit is nog lekker gewees het, as ek so ding gehad het, né? As jou tiener terugpraat, 888, ja maar, ek sal die kamer skoonmaak, né? As jou man bietjie huiwer, of bietjie tanning, om die letters in 'n verwarmer op te sit, 777, liefie, ek kry gou die boor, né? As jou vrou 'n kop seer het, 007, né? Dit sou lekker gewees het, as dit so eenvoudig sou gewees het, om mense net en anders te maak. En baie van ons dink dit werk so, dat as jy na die wonderwerke van Jesus kyk, 'n persoon is krepeel, hy genees hom, en onmiddellik kan die persoon loop. Die persoon is blind, Jesus genees hom, en onmiddellik kan hy sien. Dat karakterverandering ook so werk. Dat jy kan net vir 'n persoon bid, sê nou bijvoorbeeld, jy het 'n persoon wat baie moeilik is, hy raak gou kwaad, jy kan bid vir daai persoon, sonder dat hy dit weet. En as jy die oggend wakker word, dan is hy 'n blymoedige persoon. Amper asof jy op 'n Penfield Mood Organizer sy stemming verander het. Dat jy so gedrag kan verander. Paulus het diep gedink oor hoe verander mense. En ons gaan vanaand 'n paar tekste lees oor hoe hy dink mense verander. Die vraag wat ons met ander woorde afvra vanaand, as ons dink aan daai Penfield Mood Organizer, dis die instrument, die koppelvlak waarmee jy iemand verander. Wat is die koppelvlak tussen ons en die Heilige Gees? 'n Koppelvlak is 'n ding waarmee jy inligting in 'n ander stelsel kry, soos 'n sleutelbord by 'n rekenaar. Jy dink 'n storie uit, jy tik dit, dis op die bladsy. As jy 'n rekenaarspeletjie speel, jy wil links gaan, jy draai daai ou stuurwieltjie en die karretjie op die skerm gaan links. Dis die koppelvlak. Wat as jy die radhefboom verander, dis 'n vorm van 'n koppelvlak. Hoe het die Heilige Gees se greep op ons? Ons glo die Heilige Gees is die een wat ons nuut maak, né? Ons omvorm om die vorm van Christus aan te neem. Hoe doen die Heilige Gees dit? Dis die vraag wat ons vanaand by stil staan. Eerste teks, Romeine 12:1-3, 'n bekende teks. Paulus sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is. Met ander woorde, gaan lewe oral waar jy is tot eer van die Here. As 'n heilige offer. Moenie sterf vir hom nie, gaan lewe vir hom. En vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Om so oral te leef is die sinvolle godsdiens. En dan sê hy vir hulle, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Reg? Ons moet omvorm word deur die Heilige Gees. Hoe werk dit? Maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie. Maar dat jy gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Paulus gee vir ons die antwoord, hoe verander die Heilige Gees vir ons? En hy doen dit deur 'n semantiese veld, 'n hele
versameling van woorde te gebruik wat almal verband hou met dink, met jou verstand. Julle sien, as hulle hier deurgaan, jy moet jou denke vernuwe word, jy moet kan onderskei, jy moet kan dink op 'n bepaalde manier oor jouself, jy moet jou gedagtes op 'n bepaalde ding instel, en jy moet verstandig wees. Jy moet jou kop gebruik. Die vertaling van die vernuwing van jou denke, die Grieks is jou nous, jou verstand, en volgens Louw en Naida, professor Louw wat hier by Tikkies was, a particular manner or way of thinking, disposition, manner of thought, attitude. Is amper jou gebruikelike manier van dink moet verander. Dis nie net 'n idee nie, ek verstaan iets nou nie, dis 'n gebruikelike manier van dink moet verander. Filippense 4, wanneer hy vir die Filippense skryf, ons het al saam gelees hierdie week uit Filippense uit, sê vir hulle verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja watter deeg of watter prysenswaardige saak dalk mag wees, rig julle gedagtes daarop. Ek het vir julle gesê, dis 'n klomp afgetrede Romeinse soldate, emeriti wat daar in Filippi gevestig is, en wat hy doen, hy roep hulle as dit ware op die paradegrond, en die interessante is, hy vra nie vir hulle om die Joodse wet te bedink nie, hy vra nie vir hulle om die bergrede te bedink nie, hy vra vir hulle om dit wat die Romeinse samelewing beskou het as die beste deugde van 'n soldaat en van 'n persoon wat 'n burger is in die Romeinse ryk, te bedink wat dit beteken. Hy sê vir hulle, dink wat is waar, dink wat is eerbaar, wat is reg, wat is rein, wat is lieflik, wat verdien lof, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar mag wees, rig julle gedagtes daarop. Moenie oor die smet van die wêreld dink nie, moenie oor die slegte goed dink nie, dink oor die prysenswaardige goed. Daarop moet julle gedagtes gerig wees. En as jy dit doen, dan word jy vernuwe en verander. En dan sê hy aan die einde vir hulle, wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor het en my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. So jy dink en dan doen jy. Soos wat jy dink, so doen jy. Filippense 4 vers 8, sy woord logizomai, wat hy gebruik vir hy om jou gedagtes daarop te rig, sê Louw en Naida vir ons, is to think about something in a detailed and logical manner. To think about, to reason about, to ponder, dis die act of reasoning. Dis nie 'n lukrake om vir 'n oomblik aan iets dink en dan spring jou gedagtes na iets anders nie. Dis om te dink oor bepaalde goed wat belangrik is in hierdie lewe, daai waardes wat hy vir uitgelig het, wat eerbaar is, wat dit waar is, in a detailed and logical manner. Dis om doelgerig daaroor na te dink. Dan Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Hier gee nie vir 'n klomp Romeinse deugde nie, en hy gee nie vir hulle die aanhaling van die wet as dit ware nie. Hy sê vir hulle, dink aan die dinge daarbo, letterlik die dinge van die 6de bedryf. Hoe gaan dinge lyk as God alles nuut en anders gemaak het? Dit moet jy bedink, nie dit wat hierdie aarde tans kenmerk, wat stikkend en smetlik is nie. Die Griekse woord wat daar gebruik is vernieuw, die werkwoord, to keep on giving serious consideration to something. To ponder, to let one's mind dwell on, to keep thinking about, to fix one's attention on. Dis nie 'n sporadiese, slordige dink oor dinge nie. Dis serious consideration. So vriende, hoe verander mense? Hoe verander ons? Hoe verander die Heilige Gees ons? Hoe kry die Heilige Gees 'n greep op ons? Hy gryp jou deur jou gedagtes. Hy gryp jou deur jou gedagtes. Jy gaan nie die ene dag slaap en die ander dag anders te opstaan nie. Jy ken mos die ouens wat bid, Here, maak my geduldig en doen dit nou, né? Werk nie so nie. Werk nie so nie, né? As jy wil geduldig word, moet jy dit serious attention gee, serious consideration. You have to ponder about it. Hoe is jy ongeduldig? Jy moet aanhou dink daaroor. Jy moet dink aan die waardes van hoe jy sal lyk as jy nie ongeduldig is nie. Paulus sê daar's geen ander manier hoe mense verander as die Heilige Gees deur hulle denke met hulle werk. Daarom, vriende, is die studie van die Bybel, daarom is die gesprekke met mekaar oor wat is belangrik in hierdie wêreld. Die mekaar te help met perspektief, die vorming wat ons met ons kinders en ons huisgesinne doen, die gesprekke wat ons aan tafel het, ongelooflik belangrik. Ons vorm mense
deur hulle gedagtes en die Heilige Gees vorm ons ook deur ons gedagtes. Daarom moet mens ons jouself afvra, waaraan dink jy? Wat is besig om jou gedagtes gevange te hou? Daar was baie jare terug so 'n advertensie gewees, ek kan nie sonder wat hulle geadverteer het nie, maar dit is die advertensie gaan basies so van 'n boot wat besig is om te sink in die Engelse kanaal of ergens daar in Europa, waarskynlik in die Noordsee, en dan gaan jy ou op die radio en dan sê hy Mayday, 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 en dan antwoord die Duitse kuswag, hallo, en dan sê die ou vir hom, we are sinking, en dan raak die Duitse ou self stil en sê, what are you thinking about? Vriende, we are sinking as 'n samelewing en as 'n wêreld. En die vraag is, what are we thinking about? What are we thinking about? Wat is dit wat sosiale media vir ons na vore gooi? Wat is dit wat koerante en mense wat ons op beïnvloed? Jy weet, letterlik elke denkbare medium aan ons optis. En wat gebeur met jou as jy elke dag net dit bedink, net dit like, net dit vorentoe stuur? Jy raak soos dit. Jy raak soos dit. Want jy word hier jou denke verander. Die kerk van die Here, die familie van God, is 'n plek waar ons leer om anders te dink, in lyn met God se woord onder leiding van die Heilige Gees. Dis nie 'n maklike ding nie. Dit vra vir serious thinking, serious consideration. Dis nie iets wat jy as 'n stokperdjie kan beoefen nie. Dit vra van jou om jouself in te stel, doelgerig ingestel. En te sê, hoe dink ek vanuit die 6de bedryf na hierdie wêreld toe? Hoe kyk ek na mense as ek weet God het almal lief, ongeag wie hulle is? Hoe dink ek oor alles as ek weet God gaan niks afskryf nie, gaan alles nuut maak? Hoe dink ek oor my eie lewe as ek weet my eie lewe is nie die einde nie? Daar is ook nie net lewe na die dood nie, my siel by God nie. Daar is ook lewe na die dood, die opstanding van liggaam en gees. As jy dit bedink, sien jy mense deur 'n ander lig. Sien jy die wêreld op 'n ander manier. Sien jy die geleenthede wat jou kant toe kom op 'n nuwe en 'n wonderlike manier. En as dit patrone op jou begin jou word, dan leef jy anderste. En kom jy agter, die Heilige Gees het jou verander. So vriende, wat julle gedoen het hierdie week is 'n ongelooflike eerste tree in hierdie rigting. Om ernstig na te dink oor wat is die implikasies van die evangelie vir jouself. En die ontdekking wat ons maak is, dis die goeie lewe. Ons het in die week stil gestaan by 'n paar goed, wat ek vir julle wil uitlig. Dis nou waar die metaforiese deel inkom, as jy die goed weer sien, dan moet jy herinner word hieraan. As jy ooit weer na 'n fliek kyk, moet jy vir jouself vra, wat se bedryf is jy? En dan moet jy jouself herinner, jy is in die 5de bedryf, né? As jy ooit iemand weer sien gebaretaal doen, dan moet jy dink aan Natalia Dimitri, hoe dat God gewone mense onder moeilike omstandighede gebruik om die regte ding te doen en plekke te verander. As jy in 'n winkel kom en jy sien 'n modelkarretjie, moet jy vir jouself sê, o ja, hierdie wêreld is eintlik maar soos 'n modelletjie. Dis nie die ware werklikheid nie. Die opstandingslewe is die ware werklikheid. En ons moet die modelletjie aanpas om te pas by die ware ding. As jy 'n Cadbury chocolate sien, dink maar nou George Cadbury, wat gesê het dat as ons die evangelie ernstig neem, dan moet ons nou reeds die omstandighede van ons werkers en ons mense verander. Want dis die regte ding om te doen op pad na die koninkryk toe. As jy 'n prysplakker sien of 'n etiket, dink aan John Wanamaker wat gesê het ons leef nie in 'n kultuur waar mense moet raai wat pryse is nie, waar daar verskillende pryse vir verskillende mense is omdat hulle verskillende status het nie. Daar's vir almal dieselfde prys want God het almal ewe lief. God het almal gemaak, hulle is almal sy kinders en daarom moet mense gelyk hanteer word. As jy ooit weer 'n sleutelbord sien, vra vir jouself of jou koppelvlak oop is vir die Heilige Gees. Ek wil afsluit met 'n laaste storie. In 2011, toe koningin Elizabeth nog geleef het sy 'n ding gedoen wat vir 100 jaar nie in Engeland gebeur het nie. Sy het 'n dorpie met die naam van Hooton Basset. En ek het 'n vermoede niemand van ons weet wat die plek is nie. Dis self vir die Engelse verrassing gewees daar so 'n dorpie. Het sy die reg gegee om hulle self Royal
Hutten Basset te noem. Julle onthou ons het gepraat oor dat die konings het hierdie manier dat hulle jou 'n bepaalde status kan gee en 'n naam en 'n produk kan koppel, soos aan sjokolade of aan mosterd, maar daar's enkele dorpies in Engeland wat goed in die geskiedenis gedoen het wat van so 'n aard was dat die koningshuis hulle die reg gegee het om hulle self die Royal so en so te noem. Amper soos die Royal Navy of die Royal Air Force kan hierdie dorpie hulle self so assosieer met die koning omdat wat hulle gedoen het so in lyn met sy wil is. En die dorpie het toe die reg gekry om hulle self Royal Hutten Basset te noem. Hulle wou aanvanklik nie dit nie gehad het wat hulle gesê het, hulle het net gedoen wat hulle gevoel het hulle moet doen. En uiteindelik vir die eerste keer in 100 jaar het hulle die eer ontvang. Hoe kan hulle die eer ontvang? Die storie begin wanneer die mense van Hutten Basset agterkom dat daar vreemdelinge in hulle midde is. Mense wat daar aangryp word, wat plek vra en onseker is en al die mense huil. Hulle is almal ongelooflik hartseer. En hulle kom agter met die oorlog in Afghanistan het die Engelse die gestorwe soldate gerepatrieer na 'n lugmagbasis naby Londen en toe die lugmagbasis gesluit het vir herstelwerk is die lugmagbasis langs aan Hutten Basset die lugmagbasis gewees waar die liggame gerepatrieer is. So wat gebeur is, die liggaam word gebring en dan word dit formeel aan die familie oorhandig. En die mense kom haal hulle kinders, of hulle mans, of hulle dogters. En dis vir hulle 'n absolute tragiese ding, is 'n ongewilde oorlog. Mense wil nie eintlik hier in Afghanistan wees nie. Hulle is vreemdelinge daar op die slegste dag van hulle lewe in 'n sekere sin. En in die dorpie is daar 'n paar oud stryders, aanvanklik net 3 soldate, wat voel, maar dit kan nie so wees nie, wat hulle te doen is, as die stoet uitry, dan het die 3 ou soldate hulle ou uniforms aangetrek, en hulle het langs die pad gaan staan, en het gaan saleer as die stoet verbygaan. En mense het begin sien. En dit het so geeskaleer, dat die hele dorpie, op die dae wat die liggame gerepatrieer is, stilgestaan het. Sonder om dit eintlik groot te maak of af te kondig om die media te soek. En dit raak 'n ding wat 'n nasie in 'n moeilike oorlog en 'n moeilike omstandigheid aangryp. Van mense wat net onder die moeilikste van omstandighede besluit om die regte ding te doen. Om mense in nood by te staan, om mense die eer te betoon en die meelewing te betoon wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Dit raak sodanig dat die koningin Elizabeth daai tyd daarvan kennis neem. En die eerste keer in 100 jaar. Hulle sê julle is royal so en so. So vriende, kom ons gee 'n oomblik terug. En ons dink oor ons lewens. Dink aan die dinge wat julle gedoen het as gelowiges. Vir die gemeente, en julle gesinne, maar ook die brûe wat julle gebou het met integriteit. Die kinders wat julle van julle voorskool gegee het, wie se lewens julle verander het. My lewe is verander deur 'n onderwyser wat al my vakkeuses verander het. Dink aan die mense wat julle terapeuties versorg het. Die mense wie se finansies julle versorg het. Dink aan die mense wat julle as karwagte geseën het. Dink aan die mense wat julle bygestaan het met 'n ete of 'n kos. Roep vir 'n oomblik in jou geesesoog die duisende mense wat julle as gelowiges, as sout aangeraak het deur die loop van jou lewe. En vra vir jouself vir 'n oomblik af, hoe dink God daaroor? Hoe sien God dit? Ek dink God sien dit soos wat koningin Elizabeth vir Hutten Basset gesien het. Dat die Here vir julle wil sê, julle is my kinders, julle kan julle self noem familie van die koning. Ek assosieer met julle. Dink aan die honderde mense. Ons kan nie almal help in hierdie wêreld nie. Maar die duisende mense wat julle al individueel geraak het. En dan dink ook die duisende mense waarskynlik wat aangeraak is deur projekte soos Faraos en ander projekte waar julle saamkom en talente en gawes en geleenthede en geld bymekaar bring en sê ons gaan 'n verskil maak. Ons gaan 'n verskil vir God maak, nie vir ons eie eer nie, maar vir God se eer. Ek het vir julle sê, as ek nou kyk, ons het al gepraat in die week teoor, as ek kyk na julle blaadjie in ritme met God,
dan het daar geen twyfel as ek julle uitkyk as gemeente met die stille nederigheid en amper sê professionaliteit van julle sekere goed doen, dat julle werklik in ritme met God leef. En wat ek van God weet is dat dit sy guns vegter. En daarom wil ek julle net aanmoedig om dit wat julle in elk geval reeds doen, dalk in hierdie week net bewuslik weer gedink het oor, dat julle sal aanhou om te doen. Nie om gesien te word nie om eer te kry nie, maar om dit doodgewoon is wat die familie van die koning doen. Dit is doodgewoon wie ons is doodgewoon wat ons doen. Mag die Here julle eens seën. Kom ons bid saam. Here, U is die lewende God. Here, U het hierdie wêreld in die lewe geroep met 'n woord en gered met 'n seën. Here, ons is op reis van 'n tuin na 'n stad. Here, ons leef in 'n wêreld wat ons aandag vra vir allerlei goed wat eintlik vir ons terugvat na die tweede bedryf toe. Terug in die sondeval in. Here, dit is aanmoedig om die slegte in mekaar te sien, om die stukken van hierdie wêreld as dit ware te vier. Maar Here, U is 'n God wat in die Gees kom en ons gedagtes in 'n ander rigting stuur. Here, U nooi ons uit om anders te kyk na mekaar en anders te kyk na hierdie wêreld. Ja, om te dink oor alles vanuit die opstanding van die Seun. Here, mag hierdie gemeente, mag Looksmundi werklike lig vir die wêreld wees. Here, mag die lig wat hulle vir die wêreld is, U lig wees wat deurbreek deur hulle. En Here, mag mense dit aanskou en dit beleef en daardeur ingenooi word in U familie. Want Here, as elkeen van ons bedink wie U is en elkeen van ons bedink, Here, hoe groot U liefde en genade is, dan kan ons nie anderste as om spontaan, Here, tot U eer te leef nie. En daarom bid ons nou ook na Here dat U ons almal ryklik sou seën, dat ons as 'n familie van U sal leef, ongeag waar U ons geplaas het. Amen.